ons sê, mag die Here ons seën met die oordenking van die waarhede van sy woord. Kom ons word stil en bid ons saam. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om die Bybel in ons besit te hê, om daaruit te kan lees en daaroor te kan dink, die waarhede daarvan ons eie te maak. Here, dankie dat die Bybel oor die eeuw heen behoue gebly het en dat het ons kosbare besit is as 'n lamp vir ons voet en 'n lig op die pad van ons deur hierdie wêreld. Ons vra, seën ons die paar oomblikke by mekaar en seën elke een wat na die woord luister. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons kan sing van lied 168 vers 1 en 3. Ons lees uit Lukas 17. Net soos dit in die tyd van Noag gegaan het, en so sal dit ook gaan in die tyd van die Seun van die Mens. Hulle het maar soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Toe kom 'n stormvloed en dit het hulle almal uitgewis. In die tyd van Lot het dit ook net so gegaan. Hulle het maar soos gewoonlik geëet en gedrink, gekoop en verkoop, geplant en gebou. Maar op die dag toe Lot Sodom verlaat het, het vuur en swaal uit die hemel gereën en dit het almal uitgewis. Net so sal dit ook gaan op die dag wanneer die Seun van die Mens verskyn. Dan moet die man wat op die dakstoep sit nie ingaan om sy besittings in die huis te gryp nie. Net so moet ook die man wat op die land is nie omdraai huis toe nie. Onthou wat met die vrou van Lot gebeur het. Elkeen wat sy lewe probeer behou, sal dit verloor, maar elkeen wat dit verloor, sal dit behou. Ek wil 'n paar gedagtes met julle deel oor die verhaal van Lot se vrou, as Jesus in Lukas 17 sê, onthou wat met Lot se vrou gebeur het, dan pas dit ons om iets te sê oor Lot se vrou. Die verhaal van Lot se vrou is 'n tragiese verhaal. Dit is die verhaal van iemand wat probeer het om die veiligheid te bereik, maar nooit daaruit gekom het nie. En dit was alles haar skuld. Dit is natuurlik die ironie van baie van ons as mense. Ons probeer so hard, maar ons kom nie by die wenpaal nie. Ons wil graag almal die hemel bereik, maar sterwe sonder dat ons in die hemel kom. Ek wil 3 gedagtes noem oor Lot se vrou wat ons moet oordink. Die eerste is, Lot se vrou sterwe, al was hy 'n mens wat in 'n bevoorregte omstandighede groot geword het.
vir bykans 40 en 30, 40 jaar, het sy in 'n streng Christelike atmosfeer groot geword. Sy was die vrou van 'n regverdige man, wat die Here gedien het, en Abraham was deel van hierdie opvoedingsproses. Maar ten spyte hiervan sterf sy onder die oordeel van God. Die gunstige omstandighede en omgewing, 'n vrome man of 'n vrou of 'n Christelike huis of voorouers, kan niemand van ons red nie. Daar is rye en rye sulke voorbeelde in die Bybel van mense wat probeer, maar dit nie maak nie. Die feit dat ons in die kerk groot geword het, dat ons Christelik groot geword het, dat ons waarskynlik Christelike ouers gehad het, dat ons 2-3 Bybels in ons besit het. Baie mense sal 3-4 soorte kerke, denominasies kan opnoem waaraan hulle behoort. Maar die vraag is hulle gered? Baie mense sit in die skaduwee van die kerk, maar hulle verloor die ewige lewe. Hulle sterf sonder God. Hoekom, is die vraag. Die antwoord is Lot se vrou, se hart was nie in haar diens aan God nie. Sy het die godsdienst beoefen waarvan sy die God nie geken het nie. Sy was doodgewoon ongehoorsaam. Terwyl die Bybel sê, my seun, my dogter, gee my jou hart, het sy vastgeklou aan die uiterlike dinge. Sy sterf sonder om so hard te bereik. Maar die vraag is dus vir ons almal, die godsdienst wat ek beoefen, is dit diens aan God, of is dit maar 'n vertoon wat ek opsit? Die vraag is, het ek hom lief, of het ek hom nie lief nie? Jezus het gesê by geleentheid in Matteus 7, dit is nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, wat in die koninkryk van God sal ingaan nie, maar hy wat die wil doen van my Vader. Sy mis die ewige lewe, omdat sy, ten spyte van dat sy gewaarsku was. Die tweede punt is, sy sterwe, al was sy ook gewaarsku. Sy het beter geweet, sy was van alles bewus, sy weet Sodom en Gomorra gaan vernietig word. Die engele waarsku haar, Lot sê hulle moet gou maak, en hulle moet gepad uit die omgewing. Sy moenie omkyk nie, sy moet vlug na so 'n plek van veiligheid. Maar sy het nie geluister nie, sy was nie gehoorsaam nie en sy sterwe. Ons moet ook aan die ander kant onthou die noodlottige gevolge van ongehoorsaamheid, toe Adam en Eva in die paradys nie gehoorsaam was nie. En die ganse mensdom is uit die paradys uitgeban en die hekke is gesluit. Later sou iemand, Jesus, die hekke na gemeenskap met God weer vir ons oopmaak. Vriende, ons het geen verskoning nie, as ons eendag voor die troon van God verskyn nie. Want ons is in bevoorregte omstandighede, ons besit baie en ons weet baie. Hoeveel keer het ek al die boodskap gehoor? Hoeveel keer het ek al die Bybel gelees? Hoeveel keer het ek al gehoor iemand wat getuig? Hoeveel Bybels lê in my kamer of in my huis? Maar het ek gehoorsaam? Sê my, die vraag is, het ek gehoor wat God sê en doen ek dit? Wat het ek geleer? Wat vat ek met my saam? As die Bybel sê, as julle my kinders is, sal julle gehoorsaam wees. As ek wil voortgaan met my ongehoorsaamheid aan God, moet ek weet, ek sal die ewige lewe nie kry nie. 'n derde saak wat 'n mens opval van die verhaal is, sy sterwe al was sy besig om te vlug. Sy sterwe al was sy al op pad na Soort. Toe sy uiteindelik bewus word van die dreigende gevaar, toe vlug sy en die engele bemoedig haar en Lot bemoedig haar, jy moet hardloop. En sy vat die pad, maar sy sterwe. Haar hinkering, haar verlange gaan terug na die ou lewe, na dit wat agter lê. Sy wil nog graag 'n bietjie afskeid neem. Sy kon nie finaal breek nie. Haar hart het nou so bietjie gelê
in Sodom en Gomorra en sy sterwe sonder om Soar te bereik. Ons weet so baie. Ons weet wat is goed en wat is reg. Ons weet wat is slegte en wat is verkeerde. Ons weet van Sodom en Gomorra en God se oordeele oor sonde. Ons vind dit moeilik om te breek met die ou lewe. Ons wil graag 'n bietjie kuier in die verlede. Ons sien nie kans om alles te los en Jesus te volg nie. Ons sien nie kans om die brûe af te breek wat ons aan die verlede verbind nie. En daarom draai ons nou baie kere om, kyk terug en mis so die ewige lewe. Ons weier om radikaal te breek. God sê, jy moet breek. Jy moet laat los. Paulus sê, vergeet die dinge wat agter jou lê en strek jy uit na wat voor lê. Let op, sy het Sodom en Gomorra verlaat, maar sy was nog nie in Soar nie. Sy was nog nie in die plek van veiligheid nie. So tussenin beweeg sy. Goeie voornemens, maar swak besluite. Sy was amper daar, maar dit was nie goed genoeg nie. Sy moes binne in die stad wees. Vriende, baie mense dink ek sterwe op pad na Soar, op pad na die ewige lewe, omdat hulle omkyk loop en die finaal wil breek met die verlede nie. Hulle is besig om sekere dinge te los, maar is nog verlore omdat hulle nog nie Soar bereik het nie. Baie volk die goue middeweg dien God, maar ook mammon. Hulle is daarom nie te goddeloos nie, maar daarom ook nie te toegewyd nie. Hulle is nie te slegte lidmate nie, maar daarom ook nie te goeie lidmate nie. Hulle wil nie werklik sterwe sonder God nie, maar hulle sien ook die kans om hom alleen te dien nie. Hulle wil nie breek met die sonde nie, maar daarom so 'n bietjie speel daarmee en met die verlede. Hulle wil God lief hê, want hy het hulle mos eers lief gehad, maar hulle het ook baie ander liefdes in die wêreld. Hulle leef saam met die kerk, naby die kerk baie kere, naby Christus Jesus, maar hulle het hom nie van hulle harte aangeneem nie. Lot se vrou gaan verlore, want sy was nog nie in Soar. Nou weet ons, die Nuwe Testament die sit Golgotha is die veilige vesting, dis die Soar vir ons as gelowiges. Daar waar Jesus redding bewerkstellig het, voordat ek nie daar kom nie, gaan ek verlore. Voordat ek nie by die Vader is nie, in sy armste by die huis is nie, gaan ek verlore. Al die mooi, wonderlike dinge wat die mens kan opnoem, en sal kan opnoem, kan jou siel nie red nie, behalwe Jesus Christus. Daar is geen ander naam, staan daar in die Bybel, waar die mens gered kan word, behalwe die Jesus naam. Die opdrag is dood eenvoudig. Breek met die verlede. Draai jou rug op die verlede. Laat jou voornemens omgaan in gehoorsame dade. Vlug na die Soar van die Nuwe Testament. Sien 'n Vader wat oop arms staan om te wag vir sy kinders om huis toe te kom. Sien die prys wat betaal is op Golgotha, sodat ek en jy die ware Soar kan belewe en dat ons nie sal sterwe nie. Lot se vrou sterwe, al was sy bevoorreg. Sy sterwe al was sy gewaarsku. Sy sterwe al het sy gevlug, maar nog nie Soar bereik nie. Sorg dat ek die rug draai in die verlede en my oog rig op die Soar van die Nuwe Testament, Jesus, my redder en my verlosser. Amen. Ons bid saam. Hemelse Vader, ons pleit skuldig voor U. Ons is so bevoorreg. Ons het so baie seëning wat ons elke dag ontvang. Ons woon in 'n Christelike land. Ons het waarskynlik Christelike ouers. Ons word omring deur mense wat saam met ons die pad wil loop. Ons is al honderde male in ons lewe gewaarsku deur omstandighede, maar deur ander mense, waarskynlik deur ons ouers of deur 'n gelowige vriend of vriendin.
Ons weet dat ons moet breek. Here, ons bely, dit is vir ons partykeer swaar. Help ons om die dinge wat agter ons lê te vergeet en ons uit te strek na wat voor lê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en die onvolleinder van ons geloof, die redder van my lewe, die soar, die plek van veiligheid vir my. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.